Goeiedag en welkom by hierdie erediens. Vandag is Hemelvaart en terwyl ons besig is nou met die reeks oor ons apostoliese geloofsbelijdenis, moet ons vir onsself die vraag afvra, watter impak en watter belangrikheid het hierdie dag nog in ons geloof? Maak dit regtig saak, want dit is nie meer 'n publieke vakansiedag nie. Ons word nie regtig herinner daaraan nie. En om die waarheid te sê, as ek nie bietjie gekyk het na my kerkalmanak nie, het ek ook amper vergeet van die dag. Ek is 44 jaar terug op Hemelvaartdag gebore, maar dit is nie vandag my verjaarsdag nie. Gewoonlik as ek op 'n donderdag verjaar, dan verjaar ek op Hemelvaart. Maar wat beteken hierdie dag vir ons? En wat sê dit vir ons van Jesus? Hoe belangrik is dit dat Jesus opgevaar het hemel toe? Ons gaan nou daarby uitkom, wanneer ons bietjie kyk na wie Jesus was, en hoekom hierdie dag vir ons ook belangrik is. Maar kom ons word eers vir 'n oomblik stil. Toe die disippels 'n keer weer by mekaar was, het hulle vir Jesus gevra, Here, is dit nou die tyd dat U die koninkryk vir Israel weer gaan oprig? Hy het hulle geantwoord, dit is nie vir julle om die tyd en omstandigheid te weet wat die Vader in sy eie mag bepaal het nie, maar julle sal krag ontvang, wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal my getuies wees in Jerusalem, sowel as die hele Judea en in Samaria, en tot in die uithoeke van die wêreld. Nadat hy dit gesê het, is hy opgeneem terwyl hulle dit sien, en 'n wolk het hom weggeneem, sodat hulle hom nie langer kon sien nie. Amen. Geliefdes, die verhewe Jesus Christus groet julle vanuit sy hemeltroon met die woorde, vrede vir julle. Ek wil vanoggend vir ons saamlees, is dalk nie oggend daar waar jy is nie, is dalk al middag, ek dink dalk aand. Gewoonlik hou ons hierdie diens op 'n donderdag aand 6:00, so ek lees vandag vir ons saam uit Lukas 1 vers 35 en dan Filippense 2 vers 1 tot 11. Die engel antwoord haar, die Heilige Gees sal oor jou kom en die krag van die Allerhoogste sal die lewe in jou wek. Daarom sal die een wat gebore word heilig genoem word, die Seun van God. En dan Filippense 2, aangesien julle die troos in Christus ondervind het, die aansporing deur die liefde, die gemeenskap deur die Gees, die innige meegevoel en meelewing, maak dan nou my blydskap volkome, deur eensgesind te wees, een in liefde, een van hart, een in strewe, moet niks uit selfsug of eersug doen nie, maar in nederigheid moet die een die ander hoër ag as homself. Julle moet nie net elkeen aan sy eie belange dink nie, maar ook aan die van ander. Dieselfde gesindheid moet in julle wees, wat daar ook in Christus Jesus was. Hy wat in die gestalte van God was, het sy bestaan op godgelyke wyse nie beskou as iets waarin hy hom moes vasklem nie, maar hy het homself verneder deur die gestalte van 'n slaaf aan te neem en aan mense gelyk te word. En toe hy as mens verskyn het, het hy homself verder verneder. Hy was gehoorsaam tot in die dood, ja, die dood aan die kruis. Daarom het God hom ook tot die hoogste eer verhef en hom die naam gegee wat bo elke naam is, sodat in die naam van Jesus elkeen wat in die hemel en op die aarde en onder die aarde is, die knie sou buig en elke tong sou erken, Jesus Christus is die Here, tot eer van God die Vader. Nou tot sover uit die woord van die Here. Wanneer ons geloof bely en ons sê, ek glo in God die Vader, die almagtige skepper van hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here. En ons sê verder, wat ontvang is van die Heilige Gees en gebore is uit die maagd Maria. Wat is dit wat ons regtig bely? Op 'n dag soos vandag, wat hemelvaart is, Jesus het weggegaan. Hy is hemel toe, en ons weet volgens Johannes 14,
het hy vir sy disippels en vir ons gesê, dat hy gaan om vir ons plek voor te berei. Maar, as hy dan nou in die hemel is, en ons glo, dat hy die Seun van God is, was Jesus dan regtig mens? Was hy mens gewees en hoekom was hy mens? Of was hy net mens en is hy nie regtig God nie? Dit is die vraag wat, ek dink nou al seker van die begin van Jesus se bediening op aarde, en vandat hy afgekom het aarde toe en weer opgevaar het hemel toe, al baie gevra is. Daar was in die laaste paar dekades ook nogal baie gepraat oor of Jesus regtig uit 'n maagd gebore is. Was die maagdelike geboorte werklik? Was hy regtig mens of nie? En eintlik het hierdie gesprek al 2000 jaar terug begin. Nou vir tradisionele Christene was sprake van iemand soos die Heilige Gees as aktiewe krag in mense se lewens baie ongewoon en het dit nogal afhang van die opdrag van God die Vader. Die Vader was die belangrikste figuur in die huishouding, soos wat ons Sondag ook gesê het, en gevolglik was God die Vader die belangrikste in hulle geloof. Met ander woorde, Jesus Christus, wat afgekom het as mens, moes eerder God wees. Dit was moeilik om te kan sê dat daar 'n krag in ons is, soos die Heilige Gees. Die feit dat Jesus opgevaar het hemel toe en vir ons die Heilige Gees gegee het dit vir mense nogal moeilik gemaak om te verstaan hoe God die Vader dan nou daarin kom. So natuurlik die Triniteit, die drie-eenheid van God, was ook nou natuurlik 'n vraag wat mense begin vra het. Maar baie mense het wel vir Christus aanvaar as hulle redder, maar het hom gesien as of 100% mens of 100% God. Die 12 artikels van ons geloofsbelijdenis erken egter dat ons vir Christus sien as 100% God, maar ook 100% mens. Jesus is die enige gebore seun van God die Vader, maar hy is ook gebore uit die maagd Maria, 'n mens. Nou hoe is dit dan nou moontlik? Dit is waar die Heilige Gees dan nou inkom. Ons lees in Matteus 1 en in Lukas 1 dat God deur die Heilige Gees lewe in Maria gewek het. As Jesus dus die seun van God is en die Heilige Gees verantwoordelik was vir Maria se swangerskap, dan is die Heilige Gees ook God. Ons glo in 'n drie-enige God, Vader, Seun en Heilige Gees. Maar dit is altyd vir ons so moeilik om aan ander te verduidelik hoe en hoekom ons presies nou so glo. Ek meen, hoe kan 3 1 wees en hoe kan 1 3 wees, 1 gelyk aan 3, 3 gelyk aan 1, maar dit is nog steeds 1. Hierdie is 'n baie moeilike vraag en dit is ook 'n baie moeilike verduideliking partykeer. En die waarheid is dat daar nie regtig geen spesifieke antwoorde is wat ons logiese benaderings kan verduidelik nie. En ons kan nie by wiskundige antwoorde uitkom nie. Ons moet dit net glo. Nou, ek dink Paulus het dieselfde vraag probeer beantwoord toe hy daar in Filippense aan die mense geskryf het. Want Filippense 2 vers 6 tot 11 wat ons nou net gelees het, verduidelik vir ons, en dit is die Christus hymne wat Paulus aanhaal aan die gemeente in Filippi. En daar word beweer dat hierdie hymne gelees was en gesing was onder die vroeë Christene, en dat het hulle nogal gehelp het om hulle identiteit in Christus te bely. As ons mooi kyk na hierdie pragtige stuk poësie, dan sien ons dat in slegs 'n paar versies word die hele evangelie eintlik vir ons opgesom. Ek lees weer vir ons al van vers 6 af. Hy wat in die gestalte van God was, het sy bestaan op godgelyke wyse nie beskou as iets waaraan hy hom moes vasklem nie. Jesus het nie besluit om sy goddelike almag te gebruik toe hy gevange geneem is en vir ons sondes aan die kruis gaan hang het nie. Nee, hy het geweet
dat die plan van die begin af was, van die sondeval van die mens af, van die bestaan van die mens af, was om weer die mens met God te versoen. Iets wat ons uit ons menslike mag nie kon doen nie. En omdat Jesus God is, het hy van die begin af al geweet, dat hy nie moet aanspraak maak op sy goddelikheid nie. Want dan sou die uiteindelike doel, die mens se verlossing, nie kon gebeur nie. Van die begin af, selfs nog voor Jesus se geboorte as mens, was die Heilige Gees reeds in beheer. Vers 7 lees verder, maar hy het homself verneder deur die gestalte van 'n slaaf aan te neem. Die Griekse woord daar is doulos, en aan mense gelyk te word. En toe hy as mens verskyn het, het hy homself verder verneder. Hy was gehoorsaam tot in die dood, ja, die dood aan die kruis. Nou die Griekse woord wat in hierdie 2 verse gebruik word vir die woord verneder, is eintlik 2 verskillende woorde. En die eerste woord is afkomstig van 'n woord wat direk vertaal kan word met om leeg te maak. En die tweede woord is om laag te maak. Met ander woorde, Jesus het homself heeltemal leeg gemaak van sy godheid, sodat hy waarlik mens kon wees. Paulus moedig ons hier aan om die voorbeeld van Jesus te volg, deur onsself tot 'n mate so beskikbaar te stel vir diens onder mekaar. Ons word aangemoedig om onsself te verneder. Maar dit is 'n moeilike ding om te doen, want ons word mos geleer ek weet mos nou, ons Afrikaners word geleer om trots te wees en sterk te staan elke dag. Maar om jouself te verneder is heeltemal anders as om deur ander verneder te word. Om jouself te verneder beteken om gehoorsaam te wees aan die voorbeeld en die opdrag wat Jesus Christus vir ons gestel het, en ons broers en ons susters te dien in liefde, soos Jesus dit gedoen het. Met ander woorde, dit is nie regtig verneder nie, maar dit is onderwerp aan die opdrag van die Heilige Gees. Ons kies om die wonderlike liefde en die genade van Christus te ontmoet in die behoeftes van ons medemens, wie ons dan 'n bietjie hoër stel as onsself. Jesus het homself gelyk gemaak aan mense. As Jesus nie mens was nie, sou hy nie kon sterf nie. As Jesus nie toegelaat het dat die Heilige Gees hom lei nie, sou ons redding nooit gekom het nie. Jesus was God, maar terwille van ons mense, terwille van ons sondes, het hy homself verneder tot die laagste vernedering van sy tyd, 'n kruisdood. Hy sterf soos 'n misdadiger tussen misdadigers aan 'n kruis. Jesus was aangekla van godslastering, omdat hy geweet het dat hy die een is wat die wet kom vervul. Hy het kom optree teen al die mense wat die wet misbruik het en self wou oordeel oor God se skepping. As 100% mens het Jesus met 100% goddelike insig opgetree en was hy gehoorsaam aan die roeping om die mens te verlos van die ewige verdoemenis wat die sonde hier by ons veroorsaak het. Selfs tot by sy kruisdood was hy gehoorsaam aan die liefde wat God vir elkeen van ons mense het. Vers 9 tot 11 sê, daarom het God hom ook tot die hoogste eer verhef en hom die naam gegee wat bo elke naam is, sodat in die naam van Jesus elkeen wat in die hemel en op die aarde en onder die aarde is, die knie sou buig en elke tong sou erken, Jesus Christus is Here, tot eer van God die Vader.
Jesus is verhef tot die hoogste eer. Hy het opgevaar hemel toe en hy sit aan die regterhand van God. Hy regeer. Nadat Jesus gesterf het as mens, het God hom weer verhef na sy regmatige plek. Jesus moes opvaar hemel toe. Hy moes gaan om vir ons plek reg te maak. Hy moes gaan om te heers. Jesus het 'n naam bo alle name gekry. Jesus Christus is die Here. Daar's geen wese op hierdie hele aarde, of daarbo, of daaronder, of enige plek waar jy kan gaan in hierdie heelal, wat nie sal erken, dat Jesus Christus die Here is nie. Dit is vanuit hierdie verhewe posisie, van waar Jesus natuurlik eendag weer gaan kom, om ons harte te oordeel. En nadat Jesus opgevaar het hemel toe, het hy die Heilige Gees as vertrooster vir ons gegee, en ons gaan hierdie Sondag en veral volgende Sondag wat Pinksterfees is, en so deur die week, volgende week gaan ons bietjie meer daarna kyk, wat presies die rol is van die Heilige Gees in ons lewens en in ons geloofsbelijdenis. Daar's 'n klein stukkie natuurlik wat ons sê in ons geloofsbelijdenis, ek glo in die Heilige Gees. Maar wat beteken dit vir ons? Hierdie dag vandag, toe Jesus opgevaar het hemel toe hy vir ons gaan begin plek regmaak het, toe hy vir ons sy Gees gegee het. Wat beteken dit vir ons? Want toe Jesus vir ons die Heilige Gees as vertrooster gegee het, dit is dieselfde Heilige Gees wat nog voor Jesus se geboorte met hom was. Dit is dieselfde Gees van God wat voor die skepping oor die waters van die aarde gesweef het. Dit is ook dieselfde Heilige Gees wat ons gedurig daaraan herinner hoe lief God ons regtig het. Jesus moes opgevaar het hemel toe. Hy kon nie vir altyd by ons bly nie, maar hy het ons nie alleen gelaat nie. En daardie gevoel wat jy kry, as jy weet, jy is besig met iets wat jy nie moet besig wees nie. Daardie skielike vrede wat jy ervaar wanneer jy met God praat. Daardie gevoel van kalmte, as jy al jou sorge net vir die Here gee. Daardie gevoel van nederigheid wat jy kry, as jy goed doen aan ander. Dit is alles die werk van die Heilige Gees in ons. Jesus was ontvang van die Heilige Gees en gebore uit die maagd Maria. Hy was 100% mens, maar ook 100% God. Ons is 100% mens, en dis al. Maar omdat ons die verlossing wat Jesus bewerk het aanvaar, en omdat ons glo en bely dat hy vir ons sondes gesterf het, kan ons ook deel in God se koninkryk en die hoop dat Jesus weer gaan kom. Ons is nie meer onder die wet van mense nie, maar dit beteken nie dat ons sommer maar net kan doen, net wat ons wil nie. Nee, Jesus gaan nog steeds kom om ons harte te oordeel. Jesus het opgevaar hemel toe. Hy het vir ons gaan plek regmaak. Hy regeer alreeds, en hy kom terug. Hy kom terug om te oordeel. Dit is ook 'n deel van ons geloofsbelijdenis, en ons sal op 'n ander keer weer bietjie meer daarin gaan. Maar ek het onlangs, en in my studies ook, 'n boek gelees, wat vir ons geleer het, en wat ek dink almal van ons eintlik weet, ons is 'n kerk wat in hierdie wêreld is, maar nie eintlik van hierdie wêreld nie. Maar wat beteken dit dan om in die wêreld te wees, maar nie van die wêreld nie? Dit beteken dat ons sal begin luister. Ons moet ernstig begin luister na die stem van God, wat deur die werking van die Heilige Gees met elkeen van ons praat. Jesus moes opvaar hemel toe, sodat ons die Heilige Gees kon ontvang. Sien ons konservatiewe protestante siening is dat die Heilige Gees mos net in charismatiese kerke teenwoordig is, en dat die Gees net te maak het met die sending van mense. Nou mense, ek wil vir julle een ding vertel vandag, die NG Kerk, die gereformeerde kerke is charismatiese kerke, want ons het die Heilige Gees. Die Heilige Gees is besig
om in ons te werk, om deur ons te werk, om in die wêreld te werk. Roland Williams, 'n baie bekende missioloog, se opsomming van wat sending is, sê hy, sending is om uit te vind waar die Heilige Gees aan die werk is en daarby in te skakel. As ons so daarna kyk, is die Heilige Gees elke dag besig met sending in elkeen van ons se lewens. As ons begin aandag gee aan die werking van die Heilige Gees in ons eie lewens, sal ons begin besef dat die Gees ook so werksaam is oral om ons. Selfs in die middel van hierdie hele pandemie wat die wêreldwyd woed, wat party mense nog steeds afmaak as sommer maar net ietsie simpels, ietsie wat klein is, maar ons sien die impak daarvan natuurlik op almal se lewens, veral finansiëel en in die ekonomie en op baie ander plekke. Dan kan ons besef dat die Heilige Gees, as ons begin agterkom hoe die Heilige Gees in ons lewens werk, sien ons dat hy reeds besig is om te werk in die wêreld daar buite. En as ons dit begin besef, dan sal ons ook begin inskakel by die werke van die Heilige Gees om ons, in ons gemeenskap, in ons gemeente, orals waar ons gaan. En nou met so gesindheid sal ons ook leer om meer aandag te begin gee aan die mense om ons en sal ons begin om kerk te wees wat in hierdie wêreld is, maar nie die blinde oë van hierdie wêreld het nie. Dan sal ons begin 'n verskil maak, dan sal ons begin opstaan vir Jesus Christus en ons sal begin doen wat hy vir ons gesê het om te doen. En ek dink dit is wat Paulus in hierdie eerste 5 verse van Filippense 2 bedoel het. Ek lees dit weer. Aangesien julle die troos in Christus ondervind het, onthou die Heilige Gees, dis hoekom Jesus opgevaar het hemel toe, hy het vir ons die Heilige Gees gegee, hy het vir ons hoop gaan skep, hy het vir ons plek gaan maak, en aangesien ons hierdie troos ondervind, die aansporing deur die liefde, die gemeenskap deur die Gees, die innige meegevoel en meelewing, maak dan nou my blydskap volkome deur eensgesind te wees, een in liefde, een van hart, een in strewe. Ons is een kerk, verskillende denominasies, verskillende, wie weet wat. Ons is een kerk, ons het glo, dat Jesus Christus opgevaar het hemel toe en sit aan die regterhand van God. Hy regeer oor ons lewens. Jy moet dan niks uit selfsug of eersug doen nie. Jy doen dit nie vir jouself nie. Jy is nie deel van God se kerk vir jouself nie. Maar in nederigheid moet die een die ander hoër ag as homself. Julle moenie net elkeen aan sy eie belange dink nie, maar ook die van ander. Liewe mense, hoeveel van ons eet lekker elke aand? Bordkos, darmhuis, dak oor ons koppe. Terwyl duisende, dalk miljoene in hierdie land van ons nie weet waar hulle volgende bord kos vandaan kom nie. In hierdie tyd van inperking en allerhande beperkings wat op ons is, wat baie mense nie kan werk nie. Hoe gaan dit met jou buurman? Hoe gaan dit met die mense oor kan die pad? Hoe gaan dit met die mense daar in die arm woonbuurt? Daar in die informele plek? Dieselfde gesindheid moet in julle wees, wat daar ook in Christus Jesus was. Sien, om dieselfde gesindheid te hê, wat ook in Christus was, moet ons, soos 'n radiostasie, ons frekwensie instel op die frekwensie van Jesus Christus. En dit is wat die Heilige Gees vir ons gee. Toe Jesus opgevaar het hemel toe, het hy ons nie alleen gelos nie. Hy het vir ons die Gees gegee om God se stem te kan hoor. Ons moet op daai frekwensie ingestel wees. Ons moet begin luister na wat die Heilige Gees vir ons sê. Ons moet begin gaan waar die Heilige Gees ons stuur. Ons moet begin doen
wat Jesus gesê het ons moet doen, om te gaan na die uithoeke van die wêreld en die evangelie te verkondig. Ons moet daar wees vir mense. Om eensgesind te wees, moet ons ingeskakel wees met Jesus Christus. Ons moet op dieselfde stasie wees. En of jy nou wit, bruin, swart, pink of geel is, dit maak nie saak nie. Wat saak maak, is dat ons almal God se kinders is. En dat ons almal moet gehoor gee aan die opdrag wat Jesus vir ons gegee het. Jesus het opgevaar hemel toe en gesê, ek los julle nie alleen nie. Jesus het opgevaar hemel toe en het vir ons 'n baie belangrike taak gegee, om die werke wat hy begin het, mee aan te gaan. Ons moet dit voortsit. En ons moet ook onthou, jy is vandag dalk die enigste kerk wat ander mense kan sien en hoor. Ons het nie nou eredienste, ons tradisionele eredienste in 'n kerkgebou waar ons lekker kan by mekaar kom en na die tyd kan koffie drink en lekker saam kan kuier nie. Maar ons is nog in die wêreld. Die inperking word nou so stelselmatig bietjies gelig in sekere plekke. En ons kry geleentheid nog steeds elke dag om met ander mense in aanraking te kom. Of dit nou by jou huis is, of by jou werk, of by die winkel, of waar ook al. Onthou, jy is dalk die enigste kerk wat ander mense vandag kan sien of hoor. Jy is dalk die enigste beeld van Jesus wat mense kan sien in hierdie wêreld. En wat is die lied of die beeld wat mense in ons sien en hoor? Is dit dieselfde beeld wat Jesus vir die mense gegee het? Is dit dieselfde beeld wat ons besig is om uit te saai? Het ons nog steeds dieselfde boodskap as wat Jesus gehad het? Ons moet leer om te doen en te sê, soos Jesus gedoen en gesê het. Jesus het homself verneder, sodat hy uiteindelik net God se goeie nuus vir die mense kon gee. Om eensgesind te wees beteken dat ons onsself ook verneder en nie meer al die gemors van hierdie wêreld ons eie maak nie. Dis nie wat ons verkondig nie. Om eensgesind te wees beteken om soos Jesus te word en onsself tot so 'n mate te verneder dat ons mekaar kan hoor en dat ons kan sien waar die nood is, dat ons kan sien waar Jesus se hande en voete nodig is en dat ons kan deel hê aan God se liefde en genade onder mekaar. Om eensgesind te wees beteken dat ons toelaat dat die Heilige Gees ons hele lewe beheer. Ons is God se kerk in hierdie wêreld, maar ons is nie van hierdie wêreld nie. Want sien, Jesus het opgevaar hemel toe en daar het hy vir ons plek reggemaak. Ons moet nou al lewe met daardie hoop. Ek glo in Jesus Christus, wat 100% God was, 100% God is, wat deur die werking van die Heilige Gees ook 100% mens was, gebore was uit die maagd Maria, sodat God se almag en God se onvoorwaardelike liefde vir ons, sondige mense, sigbaar kon word. Ek glo. Amen. Kom ons bid saam. Here Jesus, baie dankie dat U vir ons die voorbeeld kom stel het. Ja, Here, dat U ook opgevaar het hemel toe om te sit aan die regterhand van God, van waar U regeer. Ja, U regeer in ons lewens, U regeer oor alles. O Heilige Gees, dankie dat U ook gekom het. In die volgende week
gaan ons die Pinkster, die uitstorting van die Heilige Gees vier. En ons wil nou al dankie sê, o Gees, dat U ons lei elke dag om mekaar aan te spoor in liefde. Help ons om opregte, innige meegevoel te hê vir ander. Gee dat ons waarlik sal deel wees van mekaar se lewens en dat ons eensgesind sal wees. Gees van God, gee aan ons een liefde, een hart en een strewe. Laat ons nie selfsugtig wees nie, maar hou ons nederig en beskerm ons teen ydelheid. Laat ons asseblief oplettend wees vir die belange van ander en help ons om te sien waar U reeds besig is in ons lewens, as ook in die lewens van ander mense om ons. Ja, Here, laat ons sien waar is U besig in die wêreld en laat ons daarbey aansluit. O Gees van God, kweek asseblief in ons dieselfde gesindheid wat daar was in ons Here Jesus Christus. Amen. Ontvang dan die seën van die Here en gaan in vrede. Toe die Here Jesus Christus sy disippels ontmoet het weer, en voordat hy opgevaar het hemel toe, het hy vir hulle gesê, soos die Vader my gestuur het, stuur ek julle ook nou. Gaan in vrede. Amen.